Welkom by dag 4 van Pinkster in jou huis. Ons sien in Handelinge 1 vers 8 waar Jesus besig is om sy laaste woorde met sy disippels te deel voor hy opvaar in die hemel. Mens kan nogal dink van 'n disippels se perspektief af, dat dit ongelooflik baie vrae en onsekerheid van hier af. En moet seker wonder, wat gebeur volgende, wat doen ons van hier af? Maar ons sien duidelik hoe Jesus hulle antwoord en vir hulle sê in Handelinge 1 vers 8, dat julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om my getuies te wees. Jy sien, Jesus beloof hulle nie net krag nie, hy gee vir hulle 'n baie spesifieke doel en fokus. Hy sê nie net vir hulle, gaan van hier af en leef 'n gemaklike lewe en hou julle geloof vir julleself nie. Hy stuur hulle uit in die wêreld in om hulle getuienisse te deel. Maar nie net deur wat hulle kan vertel nie, maar ook deur hoe hulle leef. Jy sien, vandag geld dit ook nog vir ons. Die enigste rede hoekom enige van ons weet van Jesus is want iemand het ja gesê vir hierdie doel. Ons getuies is nie net iets wat ons vertel nie, maar iets wat ons ook uitleef. Dit wys in die klein dinge, in die alledaagse dinge, hoe ons mense behandel, hoe ons reageer wanneer dinge moeilik raak, hoe ons liefde wys, hoe ons vergewe en hoe mense Jesus in ons raak sien. Jy sien, partykeer dink ons dat om 'n getuienis te deel of om 'n getuie te wees is om voor 'n groot groep mense te staan of op 'n kansel te staan en mense te vertel van Jesus. Maar baie keer gebeur dit by werksplekke, by skole, op sportvelde, wanneer jy iemand nooi en gesels oor 'n koffie, of selfs in vergaderinge. God gebruik gewone mense om sy liefde vir ander sigbaar te maak. Ek wil julle vandag uitnooi daar om die tafel waar julle is, om die volgende vrae saam mekaar te bespreek, of die volgende vrae vir mekaar te vra, is, wie het God op jou hart geplaas? Wie in jou lewe het nodig om Jesus se liefde te ervaar deur jou woorde en jou lewe? En hoe kan jy hierdie week meer doelbewus Jesus uitleef of vir iemand van Jesus vertel? Ek wil julle vra om met mekaar te deel en mekaar te bemoedig en vir mekaar te bid vir dit. Maar voordat ons afsluit, wil ek julle nooi vanaand om net saam met my die volgende te sê. Heilige Gees, ons nooi U in. Vul ons met die krag en help ons om Jesus elke dag uit te leef. Gebruik ons lewens om liefde aan mense rondom ons te wys en gee ons die moed om getuies te wees. Mag vanaand weer 'n fantastiese tyd wees in sy teenwoordigheid vir julle en die Here seën julle.